Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons is besig met Lukas 15 en ek wil vir jou lees hier vanaf vers 17 af. Hy sê, toe hy uiteindelik tot sy sinne kom, het hy vir homself gesê, by die huis het selfs die gehuurde werkers meer as genoeg kos en hier is ek besig om van honger dood te gaan. Ek sal teruggaan na my pa toe en vir hom sê, pa, ek het gesondig teen die hemel en teen pa. Ek is nie langer werd om pa se seun genoem te word nie. Neem my asseblief in diens as 'n gehuurde werker. Nou hier is soveel mooi beelde in hierdie versie. Eerstens, kyk sy beeld van die Vader. Selfs die werkers leef beter as ek. Jy sien, dis die leen van sonde. Sonde dink dis beter, makliker sonder God, maar wanneer jy tot jou sinne kom, sê hierdie gedeelte, dan besef jy, weet jy, by God is selfs die werkers word beter. Nou, ons Vader in die hemel is goed vir ons. Tweede beeld wat jy sien is, hy sê, ek het teen pa en teen God gesondig. Dis dieselfde as wat Dawid in Psalm 51 gesê het, né? Ek het teen God gesondig. Is iets van, hy kry die korrekte beeld van homself en van God. Ons praat van ons speeltjie as die ritme, né? God is liefdevol en hy ontmoet jou waar jy is. Hoe sien jy God en hoe sien jy jouself? Sien jy dat jy teenoor God gesondig het? Of dink jy het net teenoor mense gesondig en jy moet net vir 'n paar mense jammer sê en as hulle jou nie uitvang nie, sal niemand ooit weet nie. Jy het teenoor God gesondig in die hemel en hy weet dit. En hoe sien jy hom as 'n liefdevolle God wat jou sal vergewe? En dan, hoe sien jy jouself? Sien jy jouself as 'n werker, 'n huurling, een wat nie werd is om kind van God genoem te word nie? As jy vergifnis kry, dan herstel hy jou. So hoe sien jy God? Hoe sien jy jouself? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons om duidelik ons sonde raak te sien. Help ons om duidelik te sien hoe goed en liefdevol is ons Vader. Help ons om te sien, ons het teen God gesondig, teen U gesondig. En dankie Here dat ons weet, ons kan genade ontvang en U herstel ons posisie as kind van U. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.